it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sussie, wat gaan aan? Ag, Boeta, ek voel net 'n bietjie blouerig vandag. Is dit nou 'n dogterlike manier om te sê jy voel hartseer, sussie? Net so. Maar hoekom voel jy 'n bietjie hartseer vandag? Ek het vandag by die skool 2 kinders sien beklei. Dit het my hartjie baie seer gemaak. Jy sien, sussie, ek sou dalk dan bietjie rooi gesien het. Maar hoekom het hulle beklei? Jong, ek weet nie presies nie, maar hulle het mekaar geslaan. Was hulle lelik? Ja, hulle was lelik met mekaar. Hulle was. Ek dink ons moet dit vir Dominee Jacques vertel as hy kom. Ek dink so, miskien. Ek weet nie. Dalk sal hy ons net bietjie beter laat voel. Hallo Wimpie Ella, hallo maatjies. Hoekom Hallo is Dominee Jacques. Hallo Dominee. julle klink so bietjies onder die weer? Dit klink soos julle nie gelukkig is nie. Wat's fout? Kyk Dominee, my sussie is regtig nie gelukkig vandag nie. Ek voel so 'n bietjie blouerig, Dominee. Ons het hierdie week juis met Pinkster gebruik ons mos die blokkies om bietjie ons gevoelens uit te druk, want 'n mens moet partykeer sê hoe voel jy, né? Dit is belangrik. Ja. En ons ken almal Lego blokkies wat hier so op mekaar bou. Dis vir my baie lekker om Lego blokkies te bou. Oh, my beste is om 'n huisie te bou. En sinds daai blokkies so sorgvuldig aan mekaar sit, jy kry mos verskillende kleure blokkies, né? Ja. Nou die rooi blokkie sê hulle moet ons sê iets van hoe as jy kwaad is vir iemand. Rooi is kwaad, rooi is gevaar, né? Ja, so
Dit beteken nie jou huisie as hy rooi is dit 'n kwaai huisie. Nee. Maar ek kan nog ons dink dat rooi 'n kwaai kleur kan wees. En dan het ons geel wat sê I'm feeling sunny. Ek voel asof die son op my skyn. Ek voel gelukkig. Ek voel of dit alles met my goed gaan. Geel is nogal so mooi helder kleur, né? Ja, so hoopvol hoop. Is so. En dan het ons byvoorbeeld blou. Nou blou is I'm feeling blue. Ek voel so 'n bietjie onder die weer. Ek voel nie vandag lekker nie. Ja. En dit is jy ou blou Lego blokkie. Dis hoe ek voel. En dan het ons die groen blokkie. Die groen blokkie sê vir ons ek groei, ek voel ek leef tot eer van die Here. Dit gaan met my goed. Daar's niks wat my kan terughou nie. Ons is besig om te sê ons dra vrug vir die wêreld. Ons geloof, ons doen goed vir mense en dit is die groen blokkie. Johnny, wat beteken die wit blokkies? Nee, wit sê maar net ons deel in die oorwinning, die opstanding van ons Here Jesus Christus en ons weet dit beteken rein en skoon en mooi. Dit is die wit blokkies. Nou kom ons kyk so 'n bietjie. Weet jy, as ek sommer so luister alles wat met julle gebeur het, dan is dit soos 'n verhaal wat afspeel, 'n storie wat afspeel. Dis amper, mense kan amper sê dis soos 'n pad wat jy loop, né? Ons het baie keer goeie paaie en moeilike paaie wat ons loop, baie keer lang paaie, kort paaie. Ons praat altyd van 'n pad, want party paaie is opdraande en party paaie is afdraande. En party paaie is gelyk. Nou is my baie lekkerder altyd om 'n gelykpad te loop en ek geniet nogal opdraande. Dis nie vir my lekker om afdraande te loop nie. Maar partykeer loop alles verkeerd. Is so, dit is so. Dis dan as alles verkeerd loop, dan is dit soos 'n pad vol slaggate wat jy intrap en niks wil reg uitwerk nie. Jy kan nie ry nie. Dit maak jou wiele sommer net dat hulle nie wil beweeg nie, né? Pakkie. En dis wanneer ons hierdie emosies ervaar van rooi kwaad of jy blou onder die weer, I'm feeling blue, né? Nou Sien jy dan 'n bietjie moedeloos op? moedeloos, dit is so. Nou die storie wat ons vanaand wil vertel is van Paulus daarso in Handelinge. Paulus het gedink hy loop die reguit pad. Hy loop die pad wat die Here vir hom gee het en hy gaan vervolg die Christene want hy het gedink dis wat God van hom vra. Hy leef tot eer van die Here as hy die Christene van gaan vervolg. En hy het gedink hy is die geel blokkie, hy voel sunny en alles is goed. En hy het ook gedink hy is die groen blokkie. Hy groei tot eer van die Here wanneer hy al hierdie dinge doen. Maar beteken vervolg nie hy was besig om hulle te probeer doodmaak nie dood. Dankie Wimpie. Weet jy wat? Om te vervolg beteken dit. Hy gaan agter hulle aan en hy gaan vang hulle om hulle in die tronk te kom gooi vir slegte goed. So dit was nie mooi. Hy het nie 'n mooi hartjie gehad toe hy het gedoen het Ja, so. hy het nie regtig groen gevoel. Hy het gedink hy voel groen, hy het gedink hy voel geel. Maar toe daar op daardie pad wat hy besig was om te loop, né? Toe kom die Here en stop hom op daai pad. En die Here sê vir hom, daar was 'n groot lig en hy het op die vloer geval en hy sê, Saul, hoekom vervolg jy my? En hy sê toe, en die mens wat om hom gestaan het gehoor wat gebeur, maar hulle het niemand gesien nie. En hy sê, wie is die Here? En hy sê, ek is Jesus Christus. God stop hom daar op daai pad en stel Jesus Christus aan hom bekend. Sjoe, ek dink almal was baie verbaas, maar die meeste van almal was Saul seker verbaas. En ek dink hy moes ook bang gewees het, né? Ja. En toe sê die Here, gaan terug daarna Reguitstraat toe, na die huis toe. Daar sal iemand na jou toe kom om vir jou te sê wat jy moet gaan doen. Weet julle, met hierdie storie kom die Here en hy sê vir ons, hy wil ons gebruik om sy koninkryk te bou. So wat ons daai Lego blokkies bou en huisies bou en hulle pas so mooi in mekaar en stewig. So God hê ons moet vir ander mense wys hoe lyk die kerk. Hoe werk gelowiges? Hoe funksioneer ons in die wêreld? En daai blokkies mooi in mekaar pas. Ons gebruik almal se ervarings, almal se emosies en ons bou dit sorgvuldig bymekaar tot eer van God. Ja, Donie, en ek het al gesien, dis 'n klomp klein blokkies wat een groot huisie kan bou. So is elke klein maatjie se klein dingetjie wat hy doen om te wys hoe Christene lewe en moet lewe, gaan 'n groot huisie bou en 'n groot verskil kan maak. So, want jy is so slim. Nou wat gebeur is God stuur hom toe terug en God wys net vir hom, jy het gedink jy feel sunny, jy het 'n geel blokkie of jy het gedink jy's 'n groen blokkie dat jy groei. Maar eintlik was jy die verlore blokkie. Jy's soos 'n bruin blokkie of 'n swart blokkie, jy's eintlik verlore.
En hy sê toe vir hom, weet jy wat? Ek gaan van jou 'n werklike groen blokkie maak, 'n wit blokkie, 'n geel blokkie, laat jy groei. Jy wat Paulus gaan in hierdie wêreld uitgaan en jy gaan mense kry om vir God te werk en vir hom lief te wees en koninkryk te bou en dankbaar te wees omdat hulle bene, arms, hande het, omdat hulle werk het, omdat hulle bord kos op hulle tafel het, wil hulle dit met ander mense ook uitdeel. En God het toe al hierdie emosies in hom begin verander. Weet julle wat? Dit beteken God kan ook ons verander. Daai maatjies wat beklei het by die skool, elkeen van ons wanneer ons feeling blue het, kan hy weer van ons bietjie beter laat voel. Wanneer ons bietjie voel ons is kan nie altyd groei tot eer van hom nie. Dis hoekom die Here sê ek is in jou lewe, jy sal groei tot eer van my naam. Die Here kan van ons help om te verander. Weet julle hoe kry ons dit reg? Wimpie Ella? Sê vir ons dominee. Ons lees Bybel. Ons sing kerkliedjies. Ons bid. En dan kyk ons ook na mekaar. Ons versorg mekaar. Ons moet partykeer mekaar reghelp. Net soos wat, weet jy wat? Paulus kon nie sien daar op daai pad nie. Hy het mense gehad wat hom moes terugvat daar na sy huis toe. Die Here het 'n ander man gestuur, Ananias, om 'n boodskap van God op hom tuis te bring en sê die Here wil hê jy moet op 'n ander manier lewe. Net so wil God hê ons moet vir ons maatjies of vir mense wat soms verkeerde dinge doen, nie groei nie. Moet ons gaan sê, maar God het jou lief. God verwag van ons om anders op te tree. Dit is nog ons 'n groot werk wat ons dan het. Is 'n groot werk. Wimpie Ella, kan ek vir ons bid dat ons sal mooi gaan dink oor ons gevoelens, dat ons hierdie klere sal onthou en dat ons ander mense sal help en bietjie net vir die Here met die Here praat en sê, voel ek vandag rooi, angry, is ek kwaad vir iets. Voel ek geel, I'm feeling sunny, voel ek dat dit met my oukei gaan, ek is alright. Voel ek bietjie blue onder die weer, of voel ek groen, ek groei tot eer van die Here. En dan is ons die wit blokkies, dan weet ons is verlos deur Jesus Christus. Ons kan leef tot eer van sy naam. Kan ons dan bid saam? Asseblief, dominee. Here, baie dankie vir die wonderlike week. Here, dankie dat ons weet, U het vir ons kom sterf, U het God se liefde vir ons kom gee. Dankie dat ons weet, ons emosies kan verander wanneer U saam met ons is. En dat ons altyd sal onthou U is saam met ons. Seën ons in hierdie week wat vir ons voorlê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wimpie Ella, julle met 'n wonderlike week hê en maatjies julle ook. Ons sien mekaar volgende week en geniet dit wanneer jy dink oor die klere. Dankie dominee. Totsiens maat. Dankie dominee, tata maatjies. Ag ou Ella, jou boetie is darem nog baie lief vir jou. Kom ek gee jou 'n drukkie. Dankie Boeta. Ek voel nou nie meer so blou, weet jy? Jy sien, net 'n klein bietjie liefde maak 'n groot verskil. Dis waar.